Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Oh, what a Savior, wonderful Jesus. 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 Death could not hold Him. You are victorious. Praise to the risen Oh, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long.
vriende en weer eens baie welkom by ons huiskerkgeleentheid. Ek hoop dat julle sommer al lekker mekaar se hand geskit het en sommer al lekker ingeburger is en mekaar beter leer ken. Dis vir ons 'n wonderlike geleentheid om so saam te kan wees en voor die Here se aangesig te kom. Ek herinner julle weer aan die bene waarop 'n huiskerk gebou is en wat eintlik baie kosbaar was ook in die Handelinge gemeente se tyd in die eerste eeu is, om saam te kom om brood te breek, werklik waar fellowship te hê. Ek het dit al in 'n vorige boodskap ook genoem om eintlik ook by 'n punt te kom waar jy dalk een keer 'n bietjie saam nagmaal kan vier, want dit is baie spesiaal om daardie eenheid met Christus, maar ook met geloofsgemeenskap te vier. Tweedens was dit ook baie belangrik dat hulle gekom het in gebed, en daarom wil ek hê dat julle regtig in hierdie huiskerk geleentheid sal maak om te bid vir mekaar, te hoor of daar behoeftes is. Daar is baie behoeftes wat ek reg aan die einde van hierdie video vir julle in 'n gebedslysie sal saamsit, waar ek voel ons ook dan as 'n geloofsgemeenskap ook kan saam bid. Dan was daar die lofprysingsgedeelte en julle het nou klaar lekker saam gesing. Hierdie eerste lied, dit is sommer net 'n geleentheid. Julle kan natuurlik baie meer sing en as julle die behoefte het om meer te sing, dat weet vir my, dan kan ons vir julle nog liedere daarby voeg of gee, maar ek hoop dat julle lekker kon luister of lekker kon saam sing ook en julle verlustig om saam in getuienis julle monde oop te maak en die Here Jesus te prys. En dan was daar natuurlik ook 'n wonderlike geleentheid waar julle resources kan saamgooi en hoor of daar nood is of daar behoefte is in julle onmiddellike kring, maar ook dalk iemand waarvan julle weet in die gemeenskap. En dan kan julle dalk julle resources bymekaar sit en kyk, kan ons so iemand help? Kan ons so iemand bemoedig? Hoe kan ons hulle nood help verlig? Ek wil ook vir julle aanmoedig, as julle weet van enige iemand wat nie 'n tuiste het nie en iemand wat brood nodig het om fellowship te hê, nooi mense. Dit hoef nie mense te wees wat net altyd saam met ons in die gemeente was. Ons het nou die mure of die Here het die mure afgebreek. Ons is nou 'n oop gemeente, as ek dit so kan sê. Dit is nou die enigste ding wat ons nou saambind is Jesus Christus. Is nie 'n struktuur of 'n autokrasie of enigiets anders. Dit is 'n teokrasie. God is in beheer en Jesus Christus is die hoof van ons huiskerkgemeenskap. Mag die Here julle seën. Nou, ons is vandag in Johannes 7. Ek het 'n volledige boodskap van 50 minute daaroor opgeneem, wat julle gerus kan luister as julle behoefte het om meer in detail in te gaan. Jesus is by die Huttefees. Ons ken die storie van waar sy broers vir hom gevra het om te kom om wonderwerke daar te gaan verrig, sodat die ander disippels en mense dit kon sien. Maar dan sien ons die tragiese storie dat Jesus se broers nie hom geglo het nie. Ons sien later in die debat en die mompeling onder die mense en sommer net daai gevoel wat in Jerusalem ontstaan het, dat daar baie mense is wat eintlik verskillende opinies gehad het oor wie Jesus is. Nou, dis niks nuut nie. Ons sit in 'n samelewing vandag nog wêreldwyd nie. Ek praat nie net van Mamasburg, ek praat van wêreldwyd waar mense verskillende opinies het oor wie Jesus is. Een van die dinge wat nogal gebeur en wat die Bybel ook van praat, is dat voor Jesus Christus terugkom, die koning, die oorwinnaar op die ruiter op die wit perd, voor hy sy bruid kom haal, sal die great apostasy, die groot verval plaasvind en mense sal Jesus Christus ontken as die enigste weg, waarheid en lewe. Hulle sou, wat lank dalk hom sou bely het, sal hom net verwerp as woord, as lewe, as God, as lig. En wat eintlik hier plaasvind, en ek dink die rede hoekom ons het dit nou al gesê in die huiskerk, hoekom Johannes 7 vir ons opgeteken is om by 'n diepgaande vraag uit te kom van wat God se hart is, wat jou geloofsoortuiging behels, waar jy staan in jou geloofspad met die Here Jesus. Nou wat kosbaar is, as ons dit nou met mekaar gedeel, is dat Jesus kom in die middel van die Huttefees. Dan kom hy by die tempel en dan leer hy. En ons het gesien dat Jesus leer nie sy eie opinie nie, hy leer nie die opinie van rabbies en tradisies en mondelingse oorlewerings nie, hy praat reguit uit die troonkamer van die Vader. Jesus bring God se hart na vore. Hy sê my leer is nie myne nie, sê in vers 16 van hoofstuk 7, maar van hom wat my gestuur het. Natuurlik is dit dieselfde issue wat eintlik in Johannes 5 na vore gekom het toe Jesus gesê het ek en die Vader is een en hy het die oordeel aan my oorgelaat en jy kan dink dat die Fariseërs en die Sadduseërs van daardie tyd is warm onder die kraag oor hierdie aanspraak. Nou in die res van Johannes 7, ek hoop dat julle dit kon saam lees. As jy dit nie, moet jy dalk nou pause en dat julle dalk in die week hieroor gelees het en dalk 'n bietjie share. Hier is ontsettend baie
dinge om oor te praat, maar ek wil eintlik maar net so 'n bietjie agtergrond gee nou verder en dan by so 1 of 2 gedagtes net stil staan vir hierdie huiskerk geleentheid. Die groot debat gaan verder natuurlik hoe meer die tyd ontwikkel in hierdie Hittefees van wie Jesus Christus werklik is. En dit bring weer eens 'n mompeling en 'n debat en 'n opinie en 'n meningsverskil onder die mense. En ons is nie verbaas om te sien dat heel bo aan hierdie moeilikheidmakers wat eintlik ons al in hoofstuk 7 vers 1 lees dat Jesus hy het geweet dat hulle by 'n punt gaan kom waar hulle hom wil doodmaak. Ons lees dit in die middel van Johannes 7 en laat hulle hom later beskuldig dat hy die mense mislei, dat hy van 'n duiwel besete is en jy sien hulle wil hom elimineer. Hulle wil sy karakter, sy woord, sy lering wil hulle doof, stil maak. Maar ek wil hê julle met 'n bietjie hieroor dalk gesels is dat weer eens, mense het gesê dat hulle ken God en wat in die wet vas staan en wat wou vasanker in hulle verstaan van hulle tradisies en die Torah en alles, moes hulle nie eintlik God geken het nie? Moes hulle eintlik nie geweet het wat God se hartsoortuiging is nie? Is dit nie half ironies dat wanneer hulle by die Hittefees saamkom en eintlik terugdink en herdenk hoe God getrou was en hoe hy die volk beskud en beskerm en gelei het in die woestyn, dat hulle eintlik so geweet het wie God is en dat wanneer Jesus kom en met autoriteit praat, omdat julle Matteus 7 vers 29 sê dat Jesus het met gesag gepraat, nie soos die skrifgeleerdes van sy tyd nie. So mense het geweet dat wanneer hy sy mond oopmaak, selfs hier by die tempel van die Hittefees, dat Jesus anders praat as die rabbies. Hy haal nie rabbies aan om sy punt te staaf nie. Op 'n stadium raak die debat so erg dat van die owerstes regtig van die wagte en van die mense stuur om Jesus gevange te neem. En dan is daar baie interessante ding wat die Bybel vir ons in Johannes 7 leer, is dat hulle nie die hand op hom kon lê nie en hulle het hom nie gevange geneem nie. Omdat dis die aard, hulle wil hom gevange neem, hulle wil hom elimineer. Maar dan sê hulle eintlik uitdruklik, hierdie man praat soos geen ander een voorheen nie. Ons het hom hoor praat en wat hy sê klink net nie soos ander mense nie. So weer eens, in hoofstuk 7, in die hele konteks van die Johannes Evangelie, kom hierdie diepgaande vraag, wie is Jesus werklik? Wat se autoriteit dra sy lering, sy woorde, sy aanspraak? Wat se lewe is daar in sy uitnodiging en in sy woorde? Ek haas my om by 'n punt uit te kom wat ek eintlik net met julle wil praat. Hierdie is net kontekstueel, daar's so baie vleis, vriende, aan hierdie dinge. Ons sou regtig baie lank hier by kon stil staan. Maar dan is dit vir my interessant dat in Johannes 7 vers 37 lees ons op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Dis die laaste dag van 'n 8-dag fees, die Loofhuttefees, so Oktober maand in ons jaar. Vir 'n hele week het hulle bymekaar gekom en wonderlik saam gedink. Ek praat 'n bietjie meer oor 'n tradisie in daardie tyd in die lang boodskap, so gaan luister gerus daarna. Maar Jesus staan op die laaste dag in die tempel en bring vir Oulaas 'n sterk woord, want onthou 6 maande hierna, wanneer die volgende fees sou aanbreek waarin die mense 3 keer 'n jaar moes optrek, is die Pasgafees. En 6 maande vanaf hierdie Hittefees is die laaste keer wat Jesus Jerusalem sal inkom. Die mense sou skree Hosanna, uiteindelik 'n groot skare mense ook dan later sou skree kruisig hom en Jesus as die vlekkelose lam, die perfekte sacrifice, sy lewe vir ons sou neerlê. So daarom is dit belangrik om eintlik ons aandag te vestig op die laaste preek of die laaste boodskap by die Hittefees. En die Bybel sê vir ons uitdruklik dat Jesus hier uitgeroep het en gesê het. Ek wil jou punt vir jou hierso maak dat jy besef die erns wat hier plaasvind. Die Griekse woord wat ons hier vind is die woordjie kratso. Jy hoef nie dit te onthou nie. Maar die woordjie beteken to call out extremely loud. Met ander woorde, soos 'n diepgaande uitskreeu. Dis amper so vir Oulaas se uitroep. As iemand dors het, laat hom na my toe kom, sê Jesus Christus. As iemand maar net dors het, is 'n oop uitnodiging. Selfs vir jou wat vandag luister. As iemand net dors het,
Laat hom na my toe kom. Daai woordjie dors is diep oë. Jesus roep sterk uit as iemand 'n eagerly longing het, beteken daai woord in Grieks, laat hom na my toe kom en drink. En daai woordjie drink is die woordjie in Grieks spino, en as jy dit sou vertaal, beteken dit, as iemand net sal kom en die behoefte het, to receive unto your soul, that which refreshes and strengthens and nourishes unto eternal life. Wat half hier lieflik is, en wat jy nie moet mis nie, is dat Jesus in die laaste boodskap 'n oop uitnodiging gee om na hom toe te kom. Hy het klaar sy gesag, klaar sy autoriteit, klaar God se wil neergelê wat hy gepreek het en wat hy gesê het, en dan kom die uitnodiging vir ware dorstige mense. En kinders, as julle nou saam sit en volwassenes en jong mense, ek wil jou nou 'n vraag vra. Ons het net nog so 2-3 minute oor. Was jy ooit werklik dors in die lewe? Jy sien, ons het comfort thirst, as ek dit amper kan sê in ons tyd. As ons lus is vir ietsie om te drink, kan jy dalk nou die keteltjie aansit as ons klaar is met hierdie huiskerk geleentheid, of kan jy 'n yskas toe stap en dit oopmaak, of jy kan winkel toe ry en 'n koeldrankie gaan koop. Maar ek vra vir jou, of jy al by 'n punt gekom het wat jy werklik waar dors was in jou lewe. Ek blaai nou juis in my Bybel, want weet jy, as jy die Bybel sou deursoek het en gewonder het en die diepe vraag en vraag, hoe lyk 'n dorstigheid voor God? Wat lê eintlik diep opgesluit in hierdie uitnodiging van Jesus op die laaste dag wanneer hy leer in die tempel? Dan hoor ek so iets eintlik van Dawid in Psalm 63, terwyl hy in die woestyn van Juda was, wanneer hy uitroep ook, o God, U is my God, weer eens 'n persoonlike ding. U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en 'n uitgedroogde land sonder water. Hy het 'n diepe verlange na wie die Here is, hy dors na hom. En Jesus kyk hier vorentoe, hy kyk vooruit, hy kyk na iets wat hy sien wat nog moet kom, wanneer die uitstorting van die Heilige Gees sou plaasvind. En ons weet dat 6 maande later sou hy die kruisiging plaasvind, hy sou begrawe word, hy sou sterf, hy sou opgestaan het, 40 dae later sou hy opgevaar het hemel toe. Filippense 2 sê, hy sou uitermate verhoog word. Handelinge leer vir ons, dat hy van die Vader, nadat hy gaan sit het aan die regterhand van God, die belofte van die Vader ontvang het, die Heilige Gees, en dat dit uitgestort het. En dis die uitnodiging wat die Here vandag vir jou gee, en die vraag is, het jy werklik dors? Want as jy dors het, dan sê Jesus, sal iemand na my toe kom. Die skrif sê nie hierso dat iemand na Moses toe sal kom, of na seremoniele wette, of na tradisies of strukture nie, want dit raak maar soos Jeremia eintlik al in die Ou Testament geprofeteer het, dit raak soos 'n gekraakte waterbak wat jy nader sleep. Dit kan net nie die essens van die lewende water hou nie. Die psalms getuig vroeër ook al in die psalms dat die Vader, hy is die fontein van die lewe. Dis by hom wat ons drink, by die fontein van lewe. Jy sien, dis wat Jesus ons toe uitnooi. Het jy al werklik dors gekry in jou lewe? Jy weet, wanneer jy by 'n punt kom, wanneer jy besef daar is niemand of niks op hierdie aarde wat my behoefte of my seer of my trauma of my vrae of my alleen wees kan heel maak, kan les soos Jesus Christus nie. Die ironie is, wat ek nou nie eens met julle gedeel het nie, is dat in hierdie tradisie van die Hittefees het die Jode ook op 'n manier teruggekyk na die geskiedenis terug in Israel se tyd en wat God gedoen het, maar hulle het ook vorentoe gekyk en op 'n manier het hulle ook bely dat wanneer die ware Messias sou kom, sou hy werklik hulle honger stil en hulle dors les. Nou dit het Jesus al oor en oor gesê, omdat hy God se woord spreek, hy bring God se hart. Voor die uitnodiging by die Hittefees het Jesus al, kan ek eintlik vir jou sê, gaan Sigard toe, gaan vra vir die Samaritaanse vrou by die put in Johannes 4, of Jesus werklik die Messias is. Hy sê vir haar, ek het water waarvan jy sal drink, jy nooit weer sal dors kry nie. So, Jesus is werklik die een wat die dors les van mense. Johannes 6 kry ons die wonderlike verhaal van die vermeerdering van die broodjies en die visse, en dan na die volgende dag is Jesus aan die oorkant by Kapernaum, en is in die sinagoge en leer hy, en sy disippels is rondom, en begin hy praat en sê, ek is die brood van die lewe, wie van my eet, sal in der ewigheid nooit weer honger kry nie. So al hierdie toekomstige dinge waarna die mense verlang het wie die Messias is, dis hy wat in hulle midde staan op die 8ste dag, die laaste dag van die Hittefees, en hy leer in die tempel en hy roep, hy skreeu uit, as iemand dors het, as iemand maar net dors het, laat hom na my toe kom
en drink. Sien, dis wat jy moet doen. Jy kan nie net na Jesus toe kom uit kerktradisies of kerkies bywoon of YouTube files kyk nie. Jy moet na die Here Jesus toe kom. Jy kan nie na Franco toe kom of na 'n super preacher of na die ouens wat nou selfs op kyk net die televisie uitsaai, want ek wil vir jou sê, daar is net een wat jou dors kan les en dit is die verlosser, die autoriteit, die woord, God self, die lewe en lig, Jesus Christus. En die diepe vraag hier is, het jy al werklik dors gehad in jou lewe? En ja, as jy dan dors gehad het, sou jy besef, daar is net een fontein van die lewe, soos die psalmdigter al sê, wat vir ons daardie dors kan les. En dit is dat jy na my toe kom, sê Jesus, en as jy na my toe kom, dan is daar 'n aksie wat plaasvind, jy sal drink. En wanneer jy sal drink, dan sal jy glo, soos die skrif sê, en dan sal strome van lewende water uit jou binneste vloei. Dit het hy gesê van mense wat volgemaak sal word van die Heilige Gees. Ek los jou met 2 gedagtes en 'n diepe vraag. Is jy al volgemaak? Loop jy oor van die Here en die Heilige Gees? Het jy werklik gaan drink by wie Jesus werklik is? Het jy 'n verlange om net na hom toe te gaan? Nie na kerke, tradisies, hoor my mooi. Natuurlik het ons fellowship hier in 'n geloofsgemeenskap. Ek sê nie bly weg nie. Dis die laaste ding wat jy moet doen. Ek dink wat ek sê is, het jy al na Jesus toe gekom? Is hy die alfa en die omega van ons hartklop? Word hy verheerlik in hierdie boodskap? Is die uitnodiging om na Jesus toe te kom of na 'n mens toe? Luister mooi. Is jy al volgemaak? Het jy werklik 'n dors? Kom jy na Jesus toe? En weet jy, ek wil vir jou sê, mense wat werklik ware dors het, mense wat werklik ware kom drink het by die Here, aanskou die lam. Hulle sien die leidsman, skies vir hierdie ou vliegman, hulle aanskou die leidsman en die volëinder van hulle geloof, hulle drink uit die fontein van die lewende water. En dis mense wat die belofte gehoor het in hulle lewe, dit ontvang het, hulle geloofsoë geopen het, hulle hart klop, hulle hart is brandend vir wie die Here is, en hulle het Jesus ontvang, hulle het hulle lewens opgemaak dat Jesus die Here van hulle lewens, hulle het hulle lewens onder die beheer van die strome lewende water van die Heilige Gees geplaas, en dat die Gees hulle lei, dat die Gees sal onderskei, dat die Gees hulle sal stuur, dat die Gees die woord sal oopbreek, en die Gees sal sê, waarlik Jesus is die Here. Jy weet, dis die uitnodiging as iemand dors het. Maak nie saak wat jou leemte is, en ek weet hier is baie van ons wat vandag luister, wat ontsettende leemtes het. Ons is so trots in hierdie ou dorpie van ons, is so skaam om ons gebrokenheid en ons seer, ons broosheid met mense te deel. En vandag sê ek vir jou, ek is broos voor die Here. Ek is broos, want dit is die beste plek waar ek kan wees, as 'n breekbare erdekruik. Want dan erken ek die skat, die een wat my dors kan les, na hom toe wie ek gekom het, by wie ek drink, as die enigste weg, waarheid en lewe. As iemand dors het, laat hom na my toe kom, sê Jesus. Laat hy direk voor my kom neerval. Laat sy knie buig en laat sy tong bely dat ek Jesus Christus werklik die Here is. En dan ten slotte sal jy kom drink. En wat dit beteken, my vriend, en gesels dalk nou 'n bietjie in julle groep daaroor. As jy werklik waar drink van die Here, dan beteken dit jy dors na die verlossing wat God vir jou gebring het, die versoening deur die bloed van die Here Jesus. Dit beteken jy dors na die bevryding en die vrymaking, die vrug van ons vrymaking, heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe, Romeine 6:22. Dit beteken jy het 'n behoefte om Jesus werklik te ken. Jy gaan tyd maak om hom te ken, om hom intiem te ken, om 'n verhouding met hom te bou. Dit beteken jy gaan dors na sy woord. Jy gaan nie maar net oppervlakkig die woord nader trek net een keer op 'n Sondag nie. Jy gaan dit sien as die vertrekpunt, as die lamp vir jou voet, as die lig vir jou pad. Jy gaan dors na die woord van God. Want in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Jy gaan dors na die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Jy gaan dit soek in jou lewe. Dit gaan jou hartklop wees. Jy gaan dors na die nabyheid van die Here in alle omstandighede van jou lewe. En dit sal jou juis op die pad van heiligmaking neem, omdat jy sal weet, sonder die Here is ek niks nie. Jy sal dors na sy geregtigheid wat hy jou gebring het. Jy sal jou worth nie vind in wat jy kan doen en wie jy is, en jou kennis en jou oulikheid nie. Jy sal jou waarde vind alleenlik dat Jesus Christus jou lewe is. Jy sal dors na sy waarheid. Jy sal dors na sy liefde. Jy sal dors na God se wysheid. Ek wil dalk vra dat julle nou in julle groep 'n bietjie hieroor sal gesels. Wat ek wel vind ook is,
'n diepe vraag wat ek by Nikodemus vind, en ek los dit net by julle, want Nikodemus, aan die einde van hierdie hoofstuk 7, los ek net 'n gedagte by julle. Dit het die wonderlikste geleentheid gehad om op te staan in hierdie mompelende Fariseërs wat klaar hulle mind opgemaak het wie Jesus is. Hulle was nie bereid om 'n leersame gees te hê nie. Hulle het klaar hulle mind opgemaak wie Jesus is. Hulle het nie na sy woord gaan ondersoek nie, hulle het nie daarna gaan soos ware bereëns gedors na strome lewende water nie. En Nikodemus het die ideale geleentheid gehad om sy mond op te maak, want jy sien, hy het in die nag na Jesus toe gegaan. Hy het tyd spandeer, hy het gehoor van wedergeboorte, van bevryding, van repentance, van gees wat gees na vore bring en vlees na vlees, en hy mis hierdie geleentheid. En ek wil vir jou sê, as jy kom drink het, as jy na Jesus toe gekom het, as jy gedors het, as jy kom, as jy werklik glo, en strome lewende water uit jou binneste loop, sal jy nie die fout maak wat Nikodemus gemaak het nie. Jy sal nie hunker en terugdeins om op te staan vir die waarheid van die woord nie. Jy sal reguit sê, Jesus is my verlange. Ek het na hom toe gekom. Ek het hom lief. Mans, kan jy dit sê, dat jy Jesus lief het? Ek voel vir my baie keer kom makliker vir vrouens. Maar mans, kan jy werklik sê, Here Jesus, ek het U so lief. Ek het U so lief. Vriende, die uitnodiging op die Hittefees se laaste dag staan vandag ook vir jou. Kom, as iemand maar net sal kom dors. Na Jesus toe kom, nie na François of na 'n kerk toe nie, na Jesus toe sal kom. En ons kerk kom juis saam, ons gemeente kom juis saam om maar net voor Jesus die knie te buig. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Drink, vriend. Wat ook al jy dors het en watter vlak ook al van jou lewe, waar jy ook al sukkel met wat in jou lewe, kom en bring daardie saak voor die Here en dors na die Here Jesus se oplossing. En laat toe dat die Gees dan kom, want die vervulling het reeds plaasgevind in die Here Jesus, die belofte is klaar uitgestort. Laat die Gees jou vul, maak oop jou hart vandag. Sê, Heilige Gees, kom vul my. Ek wil totaal op die leiding vertrou. Vul my denke, vul my hart, vul my alles, Here, en laat strome lewende water uit my binneste vloei. Ten slotte, as jy na handeling en die uitstorting van die Heilige Gees met Petrus se onderraad kon hê, sal jy hom hoor praat het voor hierdie Sanhedrin, hierdie ou gevreesde Fariseërs wat so mompel en Jesus wil elimineer. En dan sê hy vir hulle, dis my onmoontlik om stil te bly oor dit wat ek gehoor en gesien en beleef het. Mag die Here vandag vir julle groep en julle mense 'n boldness gee om te gesels oor wie Jesus werklik is, maar dit bring 'n dieper vraag. Het jy al werklik gedors en gedrink en gesoek en verlang na wie hy is? Het jy werklik al so baie tyd in die woord gespandeer, dat dit strome lewende water is van die Heilige Gees wat net uit jou voortvloei? Nie teologie nie, nie boekekennis nie, lewende water. Die Here seën julle, en kyk nou, en neem dalk nou hierdie gebedspunte op wat ek vir julle los, en bid saam, en gesels lekker saam in julle groep. Die Here seën julle, en die volgende Sondag is daar nie 'n afnaweek, as ek dit so kan sê, dit klink verskriklik jong, maar wat dit net beteken is, julle kan lekker fellowship of net lekker saamkuier, of julle kan as 'n gesin dalk 'n bietjie langs die see gaan loop en net julle verwonder oor die lieflikheid van die Here. Die Here seën julle, mag die goedheid van die Here en sy guns by julle almal rus. Ek hoop dat julle nou lekker gaan saamgesels en fellowship rondom die woord. Totsiens.